Here, die woord is oop voor ons. En ons gaan nou die woord op hierdie skerm ook sien. Miskien is dit in 'n app waar ons gaan lees. Maar dit verander nie die krag van die woord nie. Die woord is die waarheid. Die woord is wat ons nodig het vandag, om ons te vorm en ons te maak, wie ons wil wees, wie U wil hê ons moet wees. So seën vir ons elkeen vandag, in die luister daarvan, en die ontvang daarvan, en mag dit so wees, dat U vir ons sal help om 'n oop gemoed te hê, 'n leerbare gees, 'n ontvanklike hart. Ons prys U daarvoor. Amen. Nou, ons het met julle wat nou miskien vir die eerste keer op verlangklas hier was, of kuier by ons is besig met 'n hele jaar reeks, ek in Christus en Christus in my, en ons is besig met Kolossense hierdie jaar, hierdie kwartaal, en die hele tema van Kolossense is maar net lewend in Christus. As jy in Christus is, dan lewe jy in Christus. En so as jy nou Kolossense sal lees, dan is eintlik asof ons so saam met Paulus gestap het. Ons is amper klaar, volgende week maak ons klaar met die brief, maar hy skryf vir 'n gemeente in Turkye, maar hy skryf eintlik maar vir ons gemeente. En wat hy vir ons skryf, is dat ons kan weet wie Jesus is. Hy kom eers en hy sê, as julle wil sê, julle is lewend in Christus, of jy Christus is in my, kom ek sê vir jou, wie is Christus? Christus is die sigbaarmaking van 'n onsienlike God. Jy kan nie vir God sien nie, maar Christus het hom vir ons kom wys. Maar hy het verder gegaan, hy het sê, maar die skepper God is Christus. Die een wat alles in stand hou, is Christus. En die een wat vergewe het, was Christus. So hy kom leer ons wie hy is. En dan sê hy, maar Christus gee vir ons 'n Heilige Gees, om in ons te woon, en hy gee nie net vir ons 'n bietjie van die Gees nie, dat die volheid van wie jy dink God ooit kan wees, en nog meer, is binne in jou, is by ons. Dis die een kant van Christus. Ons het ontdek, maar wie ons dan is, ons is kinders van God. Ons is iemand wat met hom in 'n verhouding kan staan, wat, ons het verlede week gehoor, dat Christus het ons uitgekies, ons eenkant neergesit vir hom, en ons innige lief. Kom ek lees dit gou vir julle net weer. God, dis wie ons is. So ons weet wie Jesus nou is. God het julle gekies. Julle is sy spesiale mense in die wêreld. En hy is baie lief vir julle. Daarom moet julle die klere aantrek wat by julle pas. So as jy net teruggaan na daai versie, dis mos nou 'n huweliksverklaring. As dat julle almal van julle wat getroud is, of dan in 'n verhouding was met iemand, is dat daai persoon het jou gekies, jy het hom eenkant neergesit, of haar eenkant neer vir jou, en dis die persoon wat jy innig lief het. Dis eintlik maar wat hy vir ons kom sê. Maar nou sê hy, in die wêreld waar jy leef, dra dan klere soos iemand wat lyk asof hulle Christus in is. En ek het laas gesê, sommer so 'n wit kleed, en hierdie wit kleed, soos ons deur die wêreld gaan, word heeltyd vuil, want ons leef in 'n wêreld. Ons is nie buite hierdie wêreld nie, ons leef in hierdie wêreld. God het ons binne in hierdie wêreld gesit. En hier is die hele tyd, gebeur die goed om ons, daar's versoekings, daar's verleidings, daar's begeertes, noem dit op. Dis die hele tyd daar by ons. En nou sê hy vir ons, en dit het hy laasweek gesê, daarom moet julle die volgende aantrek soos klere: liefdevolle deernis, vriendelikheid, nederigheid, sagmoedigheid, geduld. Verdra mekaar as enigeen van julle klagte teen iemand anders het, vergewe mekaar. Vergewe mekaar soos die Here julle vergewe het. Nou as julle huiswerk soek, kan ek vir julle huiswerk gee. So vanmiddag gaan lees julle weer Kolossense 3 deur, want dis eintlik nie net van toepassing op die gelowiges of op die kerk nie. Dit gaan nou in die ding wat ons nou oor gaan gesels, dis ook van toepassing op die gesin. Dis mos goed wat presies net so in die gesin ook nodig is. So nou vat hy ons na die kleinste gemeente toe, en dis die kerk, dis die gesin, dit is julle gesin. Nou kom ons lees, hy sê, vrouens, wees aan julle mans onderdanig, soos dit pas by die wat in die Here glo. Mans, julle moet julle vrouens lief hê, moenie die lewe vir hulle bitter maak nie. Kinders, wees in alles aan julle ouers gehoorsaam, want die Here verlang dit van kinders wat in hom glo. Vaders, moenie gedurig by julle kinders fout soek nie, dat hulle moedeloos word nie. So ek het net gewonder, as jy nou sou kon, ons sal dit nooit kan doen nie, maar sê nou maar net, jy het vir God in 'n onderhoud, en jy vra vir hom 'n paar vrae, en jy vra vir hom hierdie vraag, nou waarom het u geskep? Waarom het u mense geskep? Ek kan nie namens God praat nie, maar ek dink net dood eenvoudig sal die antwoord gewees het,
ek het mense geskep sodat hulle my beeld kan wees, sodat hulle my kan verteenwoordig, maar sodat ek hulle as man en vrou in 'n huwelik kan saamsit. Want dis wat ons lees in Genesis 2 se einde. Hy het klaar 'n man gemaak, klaar 'n vrou, en dan sê hy, kom, ek gaan julle by mekaar sit. En as te ware loop God met Eva die aisle af, en hy bring haar na Adam toe en sê, hier is jou vrou. En daarom, as ons dink aan God se skepingsdoel van ons, dan was dit om uiteindelik iemand so by mekaar te bring in 'n huwelik of in 'n gesin. En as jy daaroor dink, en daarom is die tema van vanoggend, as ons lewend in Christus is, dan is ons 'n gesin vir Christus. Dan bestaan ons gesin mos nou vir Christus. Want as ek sê, en ek het dit net nou gelees, julle is uitgekies, julle is eenkant neergesit, hy het julle innig lief, dan is dit mos dieselfde met julle gesin. Dan kom God en hy kies hierdie gesin en hy sê, ek sit julle eenkant want julle is 'n Christen gesin en ek is vir julle innig lief en ek het julle uitgekies. Dis wat jy vanoggend hoor is dat jou gesin, julle gesin is uniek. Daar's nog nooit so gesin gewees soos julle sin nie. En daar sal nooit weer so gesin wees nie. So God kom en hy sê, hierdie gesin wat ek uitgekies het, ek wil julle help om die regte klere aan te trek. En dan begin hy en hy praat met die vrouens eerste, en die mans, en dan die kinders, en dan praat hy met die vaders. So as ons dit eers net daar parkeer, en ons sê, maar goed, om dit te verstaan, kom ons kyk, wat was dan die skepingsdoel van die mens? Kom ek lees vir julle. God het die mens geskep, as sy verteenwoordiger, as sy beeld, en hy het die mens geskep, man en vrou het hulle geskep. Die Engels praat van man. He created man, is nie 'n man nie, dis humans, mense. En as hy die mens skep, dan skep hy van die begin af hulle in sy beeld, as sy verteenwoordiger. So as God mense skep, dan sê hy sê nêrens in die Bybel dat die een meer waardevoller is die ander is nie. Dat die een slimmer is die ander een is, of die ander een belangriker is die ander een, of dat die ander een meer geliefd is nie. Maar as jy dwars deur die Bybel gaan kyk, dan sal jy sien dat mans en vrouens dra die beeld van God. Mans en vrouens is deur God 100% lief. Hy het hulle 100% lief. Hy het mans en vrouens 100% genade. Jesus het vir mans en vrouens kom sterf. Is nie net sekere een van die geslagte wat belangriker is. So by God, as God kyk na dit, dan is dit vir hom gelyk. Maar tog is dit nie identies nie. En dis die wonder van God, dat hy mense gelyk kan maak en verskillende rolle gee. Vir Adam het hy eerste geskep en Eva daarna. En daardeur sê hy, daar's 'n bepaalde orde. Eers moes ek begin en ek by Adam begin. En nou sê hy die orde, hoe hy dan, gaan nou by die orde kom. Hy skep as hy vir Adam skep, dan sê hy dit. Die Here God het toe die mensheid gevorm uit die stof van die aarde en lewensasem in sy neus geblaas, sodat hy 'n lewende wese geword het. En dan net na hom geskep het, kry hy werk. En die hoogste werk in God se oë is 'n tuinier. Hy moes in die tuin werk. Die Here het mense in die tuin laat woon om dit te bewerk en op te pas. Maar nou, en dis die belangrike, die Here God het die mens beveel, van al die bome in die tuin mag jy eet soos jy wil, maar van die bome van alle kennis van goed en kwaad mag jy nie eet nie. Die dag as jy daarvan eet, sal jy sterwe. So God gee vir hom 'n opdrag en sê, hoor jy moet die tuin oppas en die tuin bewerk, maar dan kom hy en die opdrag van gehoorsaamheid aan God word aan die man gegee. Want Eva was nog nie daar nie. So God sê vir hom, luister, kom hier, ek wil jou leer van gehoorsaamheid. En hoe gaan jy gehoorsaam wees? Ek gaan jou 2 bome gee. Ek gaan jou die keuse gee. Ek gee jou free will. En jy kan kies wat jy wil kies. Maar as jy van daai boom kies, gaan jy lewe, die boom van die lewe. Maar as jy van hierdie boom eet, wat die boom van die dood is in my oë, dan sê hy, dis die boom van kennis van goed en kwaad, dan sal jy sterwe. Maar die opdrag van geestelike leierskap is aan die man gegee, nie aan die vrou nie. En nêrens staan daar dat die man kry die opdrag om gedien te word nie. Nêrens word vir 'n vrou gesê, dien jou man nie. Jy dien God. Maar vir die man word gesê, jy is die geestelike leier. En dan interessant, net daarna, dan gebeur dit. Dan sê hy, dis nie goed dat die mens alleen is nie. God het gesê, dis nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak, wat hom kan help,
sy gelyke. Nou hou net gou op, daar's goeters wat ons as manne en vroue mooi met raak sien, wat geïmpliseer word daarin. 1, ons manne kan nie alleen wees nie, want dan maak ons droog, regtig. Hoe kon jy die skool gewas? Ja, ek het nie gesien daar so baie goeters nie. Wat ook al, ons kan nie alleen wees, maak ons droog. So ons het iemand nodig, en God het dit raak gesien. God sê, hierdie ou kan nie alleen opleer nie. Die tweede ding wat hy raak sien, wat daar staan is, 'n man het hulp nodig. Hy het regtig hulp nodig. Dis duidelik dat God na hom kyk en sê, hierdie ou kom nie reg nie. Hy het regtig hulp nodig, en vir hom help. Vir al is ouens manne in die parkeerarea moet ry, en by die shopping sê, waar moet jy nou parkeer? Jou vrou sê, stop daar, en dan stop jy maar daar. Ons het hulp nodig. As 'n man alleen gaan, dan weet ons nie waar om te stop nie. Want jy het nie jou vrou om jou te help nie. Ons, duidelik van God se kant af, sê as ek na hierdie man kyk, hy het hulp nodig. En dan 'n interessante ding, dan sê hy, ek maak iemand wat hom kan help, sy gelyke. So as hy iemand vir die man gee, dan is hy nie hoër as die man nie, sy nie, of laer as die man nie. Hy sê sy gelyke. Ek gee vir hom iemand, en dan gebruik hy die woord in die Hebreëus, die woordjie esher. En esher is helper. En dit word 21 keer in die Ou Testament gebruik, waarvan net hierdie een keer vir 'n mens, vir Eva. Die res van die tyd is dit altyd op God van toepassing. So jy as 'n vrou kry 'n taak, 'n titel wat net aan God behoort. Dwars deur die Ou Testament, die helper. Dis 'n besonderste titel. Dis nie 'n minderwaardige titel nie. Dis 'n goddelike titel. En as jy gaan lees hoe God, elke keer is daar van God as die helper gepraat word, dan is dit iemand wat krag gee waar iemand krag nodig het. Iemand wat 'n versorging gee waar versorging nodig is. Oral waar die helper gebruik word. Of iemand wat iemand vervul as hy vervulling tekort het. So dis die gedagte van die skepping. Nou in die lig daarvan, kom ons gaan terug na Kolossense toe. Kolossense sê, vrouens wees aan julle mans onderdanig soos dit pas by die mense wat in die Here glo. Sommige net so 'n kantopmerking wat julle baie duidelik daar sien, daar staan nie vrouens wees aan mans onderdanig nie. Dis jou man. Daar's nêrens word hier gesê dat enige vrou moet aan 'n man onderdanig wees nie. Dis jou man wat jy onderdanig moet wees. En daar in die middel van dit is daar 'n woordjie soos. En dis eintlik die belangrike ding. Daai woordjie soos, hy sê, kom ons skryf weer na die vers toe. Vrouens wees aan julle mans onderdanig soos dit pas by die mense wat in die Here glo. Hy sê soos dit gepas is vir iemand wat in die klere van die Here aangetrek het, die nuwe klere van God aangetrek het, pas dit vir 'n vrou om aan 'n man onderdanig te wees. Die Engels praat van it is fitting in the Lord. En julle sal sien in julle lewe, die hele dag, vandag op, gaan julle baie goed doen wat fitting is, wat gepas is. Dis nie gepas om jou sop te slurp as daar kuiermense is nie. Dis nie gepas om jou spaghetti so op te suig dat die sop so spat op ander mense nie. Dis nie gepas nie. Dis gepas vir ons mans, om vrouens ek sê ook, om mense met die hand te groet. Nie in Turkye nie. In Turkye is dit gepas vir mans om mekaar op die wang te soen. Dis gepas vir ons is so geleer, ek weet nie of dit nog so is nie, in my help, dat as jy by 'n deur kom, dat jy jou vrou eerste laat loop. Is dit nog so? Is dit nog so? So dis 'n baie goeie ding om te doen, want ons mans is bang. Op 'n stadium te bly ons op 'n plot, daar in Pretoria, en is in die middel van die nag 'n groot bang. Nou soos albei wakker. Nou sê ek vir haar, loop jy nou maar voor, ek gaan net kyk dat niemand van agteraf ons aanval nie. Want vrouens, dis gepas dat vrouens moet eerste loop. So sy het nou maar voorgeloop, want ek dink sy is op die kwaais, nee, ek kan nie daar gaan nie. Maar dis gepas. Nou sê die Here, weet jy wat, dis gepas vir 'n vrou, wat sê, ek het my lewe oorgegee vir die Here, om aan haar mans onderdanig te wees. Nou, onderdanigheid is miskien 'n woord wat miskien nie altyd by ons lekker oorkom nie, maar Jesus een van die kenmerke van Jesus was nederigheid en onderdanigheid. Hy het sy lewe gevolg agter God aan. En jy kan onthou toe hy in Getsemane was, toe sit hy in hierdie stryd en hy sit by sy Vader en hy sê, Vader, asseblief,
is dit moontlik dat hierdie beker by my verby kan gaan? Dan sê hy, maar nie my wil nie, maar u wil. So onderdanigheid is nie minderwaardigheid nie. Want God is nie, Jesus is nie minderwaardig nie. So dit gee jou nie minderwaarde nie, dis 'n rol wat God gekies het vir die vrou wat in die Here is, wat gepas is, which is fitting in the Lord. Wat pas dit by iemand wat glo? Nou ek het baie gelees daaroor in die week, ek weer probeer hierdie ding verstaan. John Piper het hierdie definisie, en ek wil hê ons moet dit bietjie kyk nou. Hy sê, as a new creation in Christ and under his supreme lordship, a Christian wife's submission to her husband is an intelligent, fearless, joyful disposition to affirm, en definities is baie woorde, to affirm, receive and nurture the strength and leadership of her husband. Nou het hy opgekom nou. Hou net so 'n oombliekie daarop. So hy sê 'n vrou wat nuut gemaak is in Christus, staan in die heel eerste plek onder die leierskap van Christus. Jou man is nie jou eerste hoof nie, of die leier, eerste geestelike leier nie. Dis Jesus wat jou leier is. En as jy dit verstaan, dan begin jy jou rol as Esher kry, en dan kom jy by hierdie punt. Wat is jou rol? To affirm, to receive, and nurture the strength and leadership of your husband. Dis waarvoor jy geroep is in Christus. As jy in Christus staan, dan sê jy, ek is daar om my man te help, en vir hom te versorg, en te help en sterk te maak in sy leierskap. En as jy dit verstaan, sê hy, dan is dit 'n vreeslose, joyful disposition. Dis 'n intelligente besluit. Onderdanigheid beteken nie passiwiteit nie. Dit beteken nie, jy moet jou insig bring, jy moet jou wysheid bring, jy moet jou perspektief bring. Dit beteken nie, ek mag nie praat, ek mag nie verskil nie, ek mag nie raad gee nie. Dis 'n orde wat God gee, hoe hy wil hê dit moet werk. So God was nooit 'n plan gehad om die vrou te verhef, of die man te verhef, die een te verkleineer nie. Dis 'n rol wat Jesus vir ons kom speel het, wat hy sê as 'n Christen vrou is onderdanig aan die geestelike leierskap. Hoor wat ek sê, geestelike leierskap van haar man. Waar het verkeerd geloop? Kom ons lees. Die slang was listiger as die wilde diere wat deur die Here God gemaak is, en hy het vir die vrou gevra, het God werklik gesê, julle mag van geen bome in die tuin eet nie? Die vrou het die slang geantwoord, ons mag eet van die vrugte van die bome in die tuin. God het net gesê, ons mag nie eet van die vrugte van die bome in die middel van die tuin nie, en ons mag nie aan dit raak nie, maar dan sterf ons. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal beslis nie sterf nie, maar God weet dat julle oë sal oopgaan, die dag as julle van daardie boom eet, en dan sal julle soos God wees, deurdat julle alles sal ken. Toe besef die vrou dat die boom se vrugte goed is om te eet, en mooi is om na te kyk, en begeerlik om dit kennis kan gee. En sy het van die vrugte gepluk en geëet, en sy het ook vir haar man by haar gegee en hy het geëet. Kyk gou mooi na die opdrag. God gee vir Adam die opdrag. Hy sê, Adam, Eva was nog glad nie daar nie. Hy sê, Adam, as jy na hierdie twee bome kyk, jy mag nie eet van die boom in die middel van die tuin, die boom van die kennis van goed en kwaad nie. So hy het sy goddelike rol vervul, want toe Eva daar kom, het hy by haar gaan sit en gesê, hoor, die Here het gesê, ons mag nie eet van hierdie bome nie, en dis presies sy rol. Maar dan kom die duiwel, en kyk die arrogansie van die duiwel, die ontkenning van God se orde, want die man staan langs haar, hy ignoreer God se orde, en hy praat met die vrou. En hy sê, ek staan nie belang wat God se orde is, en dis waar dit verkeerd gaan. Die oomblik is daar, die duiwel in die lewe, in mense se lewe, kom dan gooi hy die orde om. In plaas van dat sy haar man se geestelike leiding vertrou het, want hy het vir haar gesê, ons mag nie eet van hierdie boom nie, kyk sy na die boom en sê, ek kies, ek gaan pluk, en ek gaan vir jou gee. En dan weet julle mos, hulle het gaan wegkruip toe God gekom het, en kyk hoe maak God, hy praat nie met die vrou nie, hy sê, maar die God het vir die mens, vir Adam geroep, en vir hom gesê, waar is jy? So die orde is, die man is die geestelike leier, en as 'n man geestelik lei, dan sal 'n vrou agter hom aanloop. Nêrens, daar gaan 'n punt kom, daar is 'n punt waar 'n vrou moet sê, ek kan nie my man onderdanig wees nie.
want hy loop nie meer 'n geestelike pad nie, hy loop nie die pad saam met die Here nie, hy wil ons mislei en verlei, dan is ek eerder aan God verantwoordelik, as ek aan hom, dan glo ek eerder, dan doen ek eerder wat God sê, daar is 'n tyd, maar 'n man is 'n geestelike leier, and that's it. Nêrens word dit gesê, dat 'n vrou is 'n man se vloerlap, dit staan nêrens nie, ons is gelyk. Nou kom hy na die mans toe, wat 'n baie moeiliker opdrag kry, hy sê, mans, julle moet julle vrouens lief hê, en moenie die lewe vir hulle bitter maak nie. Daar's twee goed wat ons weer daar raak sien. Eerstens, vrouens het die behoefte om deur hulle mans liefgehet te word. Tweedens, mans het die vermoëns om die lewe vir vrouens bitter te maak. Nou die woord wat hy daar gebruik vir liefde is nie eros, wat erotiese liefde is nie, of phileio wat vriendskapsliefde is nie. Hy gebruik die woordjie agapo, wat respekvolle liefde is. Dis om die hoogste, hy sê die man met sy vrou met die hoogste respek behandel, soos wat Jesus sy kerk behandel het. Hy sê, dis die liefde wat hy gegee het, toe hy vir die kerk dood gegaan het. Hy het die hoogste agting. Petrus praat op 'n stadium daarvan, dan sê hy, jy moet jou vrou so behandel met eerbied, en dis eintlik die woordjie salueer. Maar dis 'n wilsbesluit. Partykeer voel jy nie om jou vrou lief te hê nie. Maar dan besluit jy, God het gesê, ek moet haar respekteer. Onvoorwaardelik, opofferende liefde. Die opdrag wat God vir Adam gegee het, was beskerm, jy moet in die tuin werk, jy moet dit beskerm, jy moet dit oppas, jy moet dit versorg, en ek dink daai opdrag het net so oorgegaan, vir 'n man se vrou, dat hy die verantwoordelikheid neem, om haar op te pas, haar te beskerm, te versorg, sodat hy haar emosionele en geestelike versorging kan doen. 'n man se werk is nie net om 'n dak oor 'n vrou en 'n kind se kop, 'n kinders se kop te sit nie. 'n man se werk is om te versorg geestelik en emosioneel. En nou is die probleem, en dit is wat Paulus sê, mans het die vermoëns, ek weet nou nie gelukkig nie julle nie, maar mans het die vermoëns om, hy sê, moenie die lewe vir hulle bitter maak nie. Hoe maak 'n man dit bitter vir 'n vrou? Ek dink kritiek, die hele tyd te kritiseer, is nie goed genoeg nie. Of 'n vrou is vanselfsprekend te aanvaar, hy sien nie raak wat sy doen nie, of sy gesag verkeerd gebruik. Ek het nou gesê, jou gesag, jou hoofskap het geestelike hoofskap. 'n man, jy kan dit seker doen as jy wil, maar ek weet nie wat sal jou vrou se reaksie wees nie, as jy daar op die stoel sit en sê, hoor, jy bring vir my 'n bier, en terwyl jy nou sommer loop, gaan my pantoffels en bring vir my die remote. Dat is nie so ietsie. Ek doen julle, nou die vrouens vir my kyk. Nee, maar nie nou vir jou man kyk vir my. Nee, maar dis glad nie jou, as jy dit vir hom wil doen, is dit great. Maar dis nie 'n Bybelse rol nie, dit is 'n goeie ding wat julle tussen mekaar uitsorteer, en sê, dis is ons wil leef. Maar dit is nie 'n Bybelse opdrag nie, dis om jou vrou sy lewe vir haar bitter te maak. Ek dink een van die goed wat ek baie beleef is, dat die afwesigheid van 'n man, jy is daar, hy is nie daar nie. Jy luister nie vir haar nie. Harde woorde, sarkasme of vernederende grappies of opmerkings, dit maak dit vir haar bitter. En dan die kinders. Nou is nie baie kinders nie, so julle moet met julle kinders gaan praat hieroor. Ons leef ons in 'n tyd van streng kinders en gehoorsame ouers. Dis waar ons nou is. Kom ons draai dit om na die Bybel, hy sê kinders, wees alles in alles aan julle ouers gehoorsaam. Want die Here verlang dit van kinders wat aan hom glo. Nou dis interessant, julle moet hierdie verstaan, die konteks. Kinders in die tyd van die Bybel, van die Nuwe Testament, was baie onbelangrik. Dit was meer, jy kinders gekry sodat vir jou kan werk, maar dit was nie die manier hoe ons as gesinne optree nie. 'n kind was rarig uitgeskuif uit die samelewing uit. Maar hier's 'n amazing ding wat julle moet raak lees. Hier's 'n brief wat Paulus skryf vir 'n gemeente. En hy spreek die gemeente se kinders aan. Met ander woorde, daai gemeente het soos ons gemeente kinders ingebring in die gemeente en Paulus sê, hoorie, julle kinders, julle wat nou kinders het en kinders is, julle is so waardevol net soos ouers. Julle het dieselfde waarde voor God. Julle besit
dieselfde Heilige Gees as julle glo. Dit want hy sê soos wat die Here dit verlang. So hy praat van kinders wat aan die Here behoort. Hy sê vir hulle wat aan die Here behoort, julle is net so waardevol, want God het vir julle net so gesterf. So daar is 2 beginsels wat uitstaan. Wees gehoorsaam aan julle ouers in alles, en dis wat die Here verlang. En dis nie maklik nie. Dis maklik om aan jou ouers gehoorsaam te wees as jy saamstem. Maar hy sê in alles. Hoekom? En dis die ding. Vir 'n Christen kind is dit belangrik om gehoorsaam te wees, want jy doen dit nie vir jou ouers nie, vir die Here. Jy doen dit nie sodat jy nie raas kry nie, of dat jy maar nie dikmond daar loop nie. Jy doen dit omdat die Here sê, jy ruim jou kamer op, jy tel daai goeders op, jy doen dit wat ek vir jou vra, en dat, ons gaan nou kom by die onredelikheid van ouers, maar jy doen dit as 'n kind, omdat jy sê, ek doen dit nie vir die Here, ek doen dit vir die Here. Nou kom hy en hy praat oor die vaders, veral met die vaders, maar ek dink die moeders moet ook maar luister, so hy sê, vaders, ouers, moenie gedurig by julle kinders fout soek, dat hulle moedeloos word nie. Dis weer 2 belangrike beginsels. Moenie gedurig fout soek nie, en jy kan jou kind moedeloos maak. Nou die woord fout soek in die oorspronklike Grieks, kan ou eintlik so vertaal, moenie jou kind irriteer nie, of onredelike eise stel aan jou kind nie. So ek het gedink om julle tips te gee, hoe om jou kind te irriteer. Tree oorbeskermend oor, op jou kind op. Vertrou hom of haar nie. Dit gaan hom irriteer. Al maak hy foute wat jy weer presies weet wat gaan die uitkoms wees. Jy moet jou kind op 'n stadium ook los, dat hy kan of haarself kan ontdek. Die tweede ding wat jy 'n kind kan mee irriteer is om haar of hom die hele tyd te vergelyk met ander. Kyk hoe gehoorsaam is daai kindertjies. Kyk hoe netjies is hulle kamers of wat ook al. Daai kind is nie jou kind nie. Punt. Daai kind is nie jou kind nie. Jou kind is uniek. So jy irriteer jou kind as jy die hele tyd vergelyk. Celebrate wie jou kind is. Met haar of sy eie uniekheid. Al dink jy dit is, jy sal dit wel anders sê. Behandel jou kind minderwaardig, dan irriteer jou. Maak hom asof hy minder werd het. En ek verstaan dit nie. Baie van julle ouers sal op Facebook sit, die sertifikate wat Boetie kry by die skool, en hy is nou die beste student, of wat ook al. En dan sit julle in die huis, en dan moet julle belangrike besluite neem, en die kinders is nie daar nie. Dis minderwaardige behandeling van jou kind. Roep jou kind in. Hy het dan nou net 'n sertifikaat gekry vir omdat hy so bright is. Bring hom in, al is hy 7 jaar oud, en sê, kom ons moet 'n besluit neem hier, wat belangrik is. Ons wil jou insette leer. Moet jou kind minderwaardig behandel. Dit irriteer hulle. Hoe kan jy nog jou kind irriteer? Ontmoedig hulle die hele tyd. 85% is, 15% het jy nie geweet. Celebrate jou kind. Of nie liefde te wys nie. Of jy irriteer jou kind, jy nie vir jou kind, en dis 'n moeilike een vir ouers, ek het al by baie ouers hieroor gepraat, jy begin nie jou kind privaatheid nie. Nou, ek weet nie van julle, hoe lyk julle huishouding nie, miskien ek weet nie hoe gaan dit in julle huise nie, maar is daar enige iemand, as jy nou te skaam is om jou hand op te steek, wie se kind nie 'n plek het om te slaap nie. So vanaand as dit donker raak, dan sê jy, jy moet maar vanaand op die bank slaap. Maar môre kan jy daar slaap, want ek wil TV kyk, so jy moet maar vir jou ander plek in die kombuis kry. Is daar enigiemand so? So elke kind het of hulle deel 'n kamer, is ek reg? So as julle by die huis ingetrek het, toe julle daar intrek, dan sê julle ook vir die kinders, dis jou kamer. Das is sy kamer. Nou gaan weet die ouers gaan nou hier so sit en sê, ja, my kamer lyk soos 'n nes. Dit is 'n nes. Dis haar nes, sy nes. En nou is dit ouerskap 101. Praat daar met jou kind oor, maar begin hulle ook hulle privaatheid. Want dis wat jy jou kind irriteer. Julle lag almal, want julle weet almal ons het dit al gedoen. Of jy kan jou kind irriteer deur geen standaarde te hê nie. Maak wat jy wil.
'n kind wil weet wat's reg en verkeerd. Kritiek, en dan maak ek klaar. Dis veel dissipline, of te sterk dissipline. Die woord dissipline kom van die woord disipel af. En 'n disipel is iemand wat geleer word deur 'n leermeester. En dis wat dissipline is om jou kind te leer. En baie keer tree ons met sterk dissipline op waar dit nie nodig is nie. Daar's 8, julle wat nou die kursus gedoen het, saam met my, daar's 8 misbehaviors, 8 wangedragte wat 'n kind kan doen, waarvan net 1 straf vra. Die res vra alles instruksie. Help my, ek gaan vir julle daai ding opsit, as julle dit wil afneem, gaan dit vir julle baie help. Of julle kan dit na die tyd by my kry. Vra die vraag, wat het my kind nog nie? Wat weet hy of sy nog nie? Wat verstaan hy nog nie? Wat kan hy nog nie doen nie? En hoe kan ek dit wat hy kort kom, vir hom leer? 'n kind stap hier verby, hy is 4 jaar oud en hy stamp hierdie goeders af en hy kry raas. Maar hy het nie geweet, eerstens weet hy nie van gravity nie. En hy weet nie as hy die goed afstamp gaan dit mors nie. En tweedens, hy weet nie as wyn op 'n mat mors nie, dan is dit 'n gemors nie. Want hoe gaan jy nou die wyn drink as dit nou daar lê? Dis kan. Daar lê dit. En jy het nie nog wyn nie. Hy weet dit nie. So hoe straf jy daai kind? Jy kan hom nie straf nie. Jy sê, boetie, kom ek leer jou nou as jy by daai ding verbystap in die vervolg, dis wat gebeur. Want as jy straf, alrede hoekom hy dit dan nie gaan doen nie, want hy is bang. Hy weet as ek nou by daai goed kom, gaan iets gebeur, maar ek weet nie wat gaan gebeur nie. So wat weet hy nog nie? Wat het hy nog nie? Wat verstaan sy nog nie? En wat doen sy nog nie? En dan hoe kan ek dit omleer? Daarom sê ek, is te sterk dissipline, irriteer jou kind dood. En nou sê hulle, as jy aan mekaar jou kind irriteer, dis 'n hartverskeurende ding, dan word hy moedeloos. En moedeloosheid kan so vertaal word, deur moed te verloor, of 'n kind se lewensgees te breek. As 'n kind nie meer opstandig raak nie, en ek sê nie jy moet opstandig raak nie, maar dan beteken dit net, hy het so moeg geword, om nie goed genoeg te wees nie. Ek praat nou net, ek sê nie alle kinders moet opstaan, maar as jy jou kind soos aan mekaar irriteer, kan sy of hy so moeg word, en dit het effek tot in volwassenheid. Almal voor God, dis wat ek wil los by julle, almal voor God, het gelyke waarde, vrouens, mans, kinders, ouers, grootouers, almal by God, het die beeld van God, is in 'n verteenwoordiging van God. God dissiplineer ons met liefde, hy werk deur sy woord, hy werk deur mense, hy tel ons op. So wat wil ek hê, jy moet huis toe vas, eintlik maar net hierdie gedeelte. Ek het begin deur te sê, omdat God ons gekies het, en omdat hy ons eenkant neergesit het, en omdat hy ons innig lief het, sê hy vir mans, vrouens, kinders, ouers, trek die klere aan, wat Christus duidelik weerspieël in jou gesin. Dit moet wees by kinders, met die man wees, met die vrou wees, en dan sê hy, omdat dit so is, vrouens wees aan jou mans onderdanig, of jou man, soos dit pas by 'n vrou wat in die Here glo. Mans, hê julle vrouens lief, soos wat Christus sy kerk lief gehad het, en moenie die lewe vir hulle bitter maak nie. Kinders, wees in alles gehoorsaam aan julle ouers, soos dit vir die Here pas. Soos dit vir die Here is, of soos die Here dit verlang. Ouers, moenie gedurig fout soek by jou kind nie, want dit kan jou kind se gees breek. Wees 'n team wat saamwerk ter wille van die Here. Ek wil sommer aangaan dit die nagmaal invat. Wanneer 'n jong man in die Bybelse tyd getrou het, was dit anders as vandag. Wanneer hy trououderdom begin bereik het of 'n meisie, dan het hulle vir hom 'n vrou gesoek. Hy het so 'n bietjie rondgekyk en sy pa het gesoek. En dan uiteindelik is hulle nou 'n vrou gekry het wat hulle nou ooreengestem het. Dan het hulle nou na die pa toe gegaan van die vrou, of die meisie, en dan het hulle begin onderhandel 'n prys. Dit werk nou nog so in baie lande. Ons het selfs dit nog in Turkye gesien, waar jy onderhandel. So wat dan gebeur, is dat die pa van die man
vat 'n beker en dan gooi hy wyn in. En dan vat hy hierdie beker en dan gee hy dit vir die seun. En as die seun die beker gevat het, dan lig hy die beker op en hy wys dit na die meisie en dan sê hy vir haar, deur die wys van hierdie beker, deur die gee van hierdie beker, is ek bereid om my lewe vir jou af te lê. En dan kom die meisie, as sy dan ja sê, dan kom vat sy die beker. En dan vind die verloving plaas. Dis die verlovingsooreenkoms. Maar dit is nog nie die troue nie. En dan gaan hulle huis toe. En dan gaan leef hy en sy as iemand wat reeds gevat is. Die vrou as meisie as sy dorp toe gaan, dan sit sy 'n sluier aan. So almal in die dorp weet, sy's gevat. Sy trek die klere aan van iemand wat deur iemand anderster liefgehê is, wat gesê het, ek het jou uitgekies. Ek het jou eenkant neergesit, jy's myne. Maar die troue kom eers later. En dis die proses waar ons nou is. Die verloving is klaar. Die bruilof van die lam sal gebeur as ons eendag by Jesus is. En dis die teken wat Jesus kom wys vir ons met die nagmaal. Jesus het op 'n stadium daar in Getsemane gesit. En dan bid hy, dan sê hy, Vader, kan hierdie beker by my verbygaan? En my gees is oog sien ek hoe Vader vir hom, die bruidegom, die beker gegee het. En dan sê Vader vir hom, die beker kan nie verbygaan nie. Jy sal deur jou liggaam wat gebreek word, en jou bloed wat gevloei het, sal jy jou lewe gee vir hierdie persoon, julle wat glo in hom. So die Here Jesus het in daai nag, Korintiërs staan daar, waar hy oorgelewer is, brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis. En net so na die maaltyd het hy die beker geneem, en hy het vir hulle gesê, dit is die bruilof ding, hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daai drink, tot my gedagtenis. En elke keer wat julle van die brood en die wyn, van die brood eet en uit die beker drink, verkondig julle sy dood, totdat hy kom. En dan maak hy alles nuut. So kom ons bid. Here, U het ons kom loskoop, U het ons uitgekies, U het vir ons eenkant neergesit, U het ons innig lief. Maar U sê vir ons, leef dan nou soos iemand wat aan God behoort. Vrouens, wees onderdanig aan julle gesinne. Mans, aan jou man. Mans, wees lief vir jou vrou. Kinders, wees gehoorsaam. En vaders en ouers, moet nie dit moedeloos maak nie. Skep 'n plek van veiligheid vir 'n man en 'n vrou en 'n kind. En Jesus het dit moontlik kom maak. Want ons weet dit het omgedraai in Genesis 3. En hy het dit kom deurbreek. En die houvas van die duiwel kom breek. En as daar ergens in 'n gesin vandag 'n houvas van die bose is, dan wil ons kom vra, Vader, dat U dit sal breek in die naam van Jesus. Op 'n kind, op 'n vrou, op 'n man. Maar dat daar 'n gesin sal wees wat sê, die houvas van die duiwel is gebreek. God het vir ons 'n nuwe orde kom gee. Hy weet wat die beste is. En dankie Jesus dat U deur U liggaam wat eintlik maar stikkend geslaan was, en die bloed wat gevloei is, vir ons 'n nuwe lewe kom gee het. Amen.